siel, gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Nou, lieve vriende, kom ons gaan luister na die groot gebod, soos ons dit opgeteken vind in Matteus 22, daar vanaf vers 35. En een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En mag ons dit opnuut so doen, liewe vriende. En ek dink is werklik waar wat die Here sê, die liefde vir die Here en liefde vir ons naaste. En daai liefde is nie iets wat ek aanleer deur goeie maniere of ordentlikheid of pak sla nie. En dis alleen die Here wat daai liefde in ons hart kan uitstort. Dan sal ons dit kan doen. En daarom moet ons die Here vertrou vir dit, dat hy dit ook so kom doen dan. Kom ons gaan staan, dan doen ons belydenis en dan spreek elkeen in sy en haar hart as volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het tot in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ewig onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees, leer my U ken al beter, U gehoorsaam kind te wees. Ons wil sing van al U liefde, in U waarheid wil ons juig. Amen, blye Evangelie, amen, bly my hart getuig. Nou, lieve vriende, ons wil u nooi om die woord van die Here saam met ons oop te maak by Johannes, die 15de hoofstuk, Johannes hoofstuk 15. Nou, dit word deur baie persone beskryf as die verhoudingshoofstuk, en daar's eintlik 'n wonderlike boodskap daarin. Ons gaan nou nie vanoggend daarby so seer stil staan nie. Ons gaan net die laaste klompie verse daarvan saam lees, daar vanaf die 19de vers. Wil ons daar saam lees dan ook. U behoort die hoofstuk eintlik te ken, want as hy praat in hoofstuk 15 begin hy met die wynstok, wat die Here sê dat hy die ware wynstok is, en ons die lote en so meer. Wonderlike boodskap wat daarin is, 'n dui op 'n lewe van oorgawe, van toewyding, en dat ek in die Here Jesus is en hom oorgegee, en dan is ek in staat om vrug te dra, né? En die regte vrug te dra dan ook. So nou gaan ons lees daar vanaf die 19de vers dan ook. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê, maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen ter wille van my naam, omdat hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. As ek nie gekom het en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie, maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. As ek die werke onder hulle gedoen het, wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle dit gesien, en tog het hulle my, sowel as my Vader, gehaat.
maar die woord wat in hulle wet geskrywe is, moet vervul word. Hulle het my sonder oorsaak gehaat. Maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Net tot daar die wonderlike woord, mag die Here dit ook so seën. Kom ons gaan dan net die seën van die Here oor die woord vra. Kom ons bid dan. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons kan kom saam bid, en dankie dat ons voor U kan kom buig, en in hierdie oomblikke wil ons U eer en aanbid, dat ons die woord van God in ons hande kan hê. Here, ons het dit nou daar vasgehou, en ons het daaruit gelees, en nou weet ons, dis U alleen wat U woord in ons harte kan kom verklaar, en dit lewend kom maak. En U kom spreek met ons, Here, ons is nie hier saam, vir enige ander rede as om U te ontmoet. En Here, ons wil hoor dit wat U vir ons sê. En behalwe dit, Here, ons wil U ook vra om ons in staat te stel, dat ons ook sal doen dit wat U sê. En dankie dat U vir ons daartoe help, Here. As ons gewillig is en ons so aan U toewy, Here, dan sal U dit kom doen. En nou wil ons ook so kom intree. En besonderlik vir hulle wat siek is. En ons bid, Here, dat U vir hulle mag aanraak en vir hulle sal genees. Terwyl U bloed gestort het ook vir hulle. Wees ook daar met hulle, Here, terwyl hulle in hierdie oomblikke dalk in pyn en in moeilike omstandighede verkeer. Rig hulle op en ons eer die Here vir die werk wat U kom doen. Ons bid, Here, vir mense wat in sulke omstandighede verkeer, wat hulle dit baie moeilik vind en hulle swaar kry, Here, en hulle dalk met uitdagings sit en nie altyd weet wat om te doen nie. In die werk, Here, en verhoudinge, en dankie dat U daar is om ook daarin te lei en te help en te gee dat die regte besluit en die regte optrede gedoen kan word. En ons kan daarop op U steun. Ons bid vir ons land, ons bid vir ons kerk, Here, ons bid vir die kweekskool. En ons vra dat U in ons hier in ons land, Here, siele sal red, die kinders sal heilig en vir ons so sal aanwend in die koninkryk en dat U verheerlik sal word. Wees dan ook met die dienste van vanmiddag, dat U daardie Pinksterdienste ook daar sal kom seën, Here, en ons eer U vir dit wat U doen. Amen. Nou, liewe vriende, wanneer U in die natuur sou wees, dan mag dit ook by geleentheid wees wat U naby water is, en as U so by water is, dan sien U so stofwolk wat aankom, en U weet, dit kan nou nie een leeu of een luiperd wees nie, dit moet dalk bietjie groter diere wees. Of dit die buffels is, of dit die olifante is, en hulle kom van ver af, veral in die droë seisoen, om by water aan te kom. Van die olifante word daar gesê, liewe vriende, dat hulle baie ver reise onderneem in sekere dele van die wêreld om by water uit te kom. Die ouer olifante onthou hierdie paaie. Selfs as mense die paaie op 'n stadium geblok het met heininge en so, hulle onthou hierdie paaie en hulle sal vir die jonger olifante dan leer om daar by die water te kom. En wanneer hulle naby aan die water is, liewe vriende, dan is daar hierdie instink wat net inskop in hulle en hulle hardloop af na hierdie water toe. Dis regtig waar 'n stofwolk wat so aankom en jy sien hierdie olifante wat kom water drink. Waarom sê ek dit vir julle, liewe vriende? Want dis my begeerte en ek glo die Here se dat kinders van die Here sal aanstorm op die opdrag wat die Here kom gee het. Soos wat die olifante hardloop vir die water, dat ons sal aanstorm op hierdie geweldige groot opdrag wat ons het om te doen. Kinders van God, wat moet ons doen? As ons sê die Here het my siel gered, enigiemand wat sê ek het 'n kind van die Here geword, sal iets binne in hom of haar ervaar toe die Here jou verander het, van 'n kind van die duiwel toe na 'n kind van die Here toe, sal hier iets binne in jou verander het, wat nog nie van tevore regtig daar was nie. Dit was nie dood eenvoudig nie daar nie. En hierdie saak wat daar is, liewe vriendes, jy sal dadelik 'n dringende bekommernis in jou hart hê oor ander mense wat die Here nie ken nie. Of jy nou so bietjie van die Bybel weet, en of jy so baie van die Bybel weet, ek wil maar sê, of jy dink jy weet so bietjie, en of jy dink jy weet so baie, jy sal 'n dringende bekommernis in jou hart hê, dat ander mense by die Here uitkom. As hierdie bekommernis nie by iemand is, die liewe vriende, is jy nie gered nie.
Jy kan maar vertel van oorgawes en jy kan vertel van alles. Al wat jy net vir ons sê is, daar het nie 'n verandering in jou gekom wat net God kan bewerk by wedergeboorte. En deel van hierdie verandering is, jy sal 'n bekommernis hê dat siele by die Here uitkom. En nou is dit nie net ek wat so sê nie, liewe vriende, die skrif sê so. En dan is daar ander mense, Andrew Murray, Charles Spurgeon, hierdie mense, godsmanne, hulle getuig van dieselfde, liewe vriende. En Tyndale Spurgeon sê, as jy nie bekommerd is oor iemand anders nie, is jy self nie gered nie, hy sê dit net so. Een van sy boeke, jy kan dit gaan lees. So, liewe vriende, hierdie dringendheid om sekerlik by siele uit te kom sal daar wees. Maar nou het elke kind van die Here al ietsie ervaar. En weet jy wat het ons ervaar? Ek het nou hierdie begeerte om by mense uit te kom, en dan is daar vrees in my hart. Wat gaan mense dalk nou sê? Die begeerte is daar, hoor nou, maar ek is nou bang. Ek weet nie wat om te sê nie. Wat gaan mense, hoe gaan hulle reageer? Daar's baie dinge wat gebeur. Liewe vriende, ek voel in myself dalk onbekwaamheid om met sekere mense die evangelie te deel. En hierdie dinge is daar, maar nou moet ons weet, die Here het vir ons in staat kom stel om by mense uit te kom. Kan ek vir u vra, liewe vriende, as u na die wêreld vandag kyk, en ek dink almal van ons wat vandag hier so is, sê, daar is dinge wat vandag toegelaat word, of wat in 'n sekere sin sosiaal aanvaarbaar geword het, wat so 30 jaar terug, as ek so ver moet gaan, glad nie, soos in glad nie, aanvaar sou word nie. Liewe vriende, toe ek op skool was daar nie 'n saak dat hulle ooit, dat 'n dogtertjie of 'n seentjie kan sê, jong, ek is nou eintlik een van die ander soort. Dit sou net nie so gewees het nie. Jy sou baie dom gewees het as jy dit in skool gesê het, ja, dat jou, behalwe dat jy goeie pak sou kry, was daar sekerlik in die skool, so jy redelik vervolging en verdrukking gekry het. En vandag, liewe vriende, was daar soveel sondes en dinge wat aanvaar word, en dit is baie moeilik. Jy weet, liewe vriende, nou wil ons vandag met iemand gaan praat, gaan probeer met mense vandag praat oor sekere sondes, liewe vriende, en hulle verdedig daai sondes met hulle lewe natuurlik, en behalwe dit, hulle sê, my dominee, my pastoor, want daar snaakse mense wat dominees is, snaakse mense wat pastore is, hulle sê so, of die dokter in teologie, of die professor in teologie, hulle sê hierdie dinge, en nou ja, dan voel ons nou, wie's ek as, wat nou nie eintlik iets weet, of wie's ek nou vir hierdie ou te sê, as hy nou vir my sê, die dokter of die professor sê, hoe gaan ek hierdie mens oortuig? Ek glo nie wat die dokter of professor sê nie, ek glo wat die Bybel sê, maar hoe gaan ek hierdie persone oortuig, liewe vriende, hoe gaan ons dit doen? En dis die wonderlikheid wat ons vandag het, liewe vriende, ons kan die werk van die Here doen. Daar in Johannes 15 vers 26 staan daar, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En dis die teksvers van oordenking en die tema, krag om u werk te doen, kind van die Here, krag om u werk te doen. Wat is die werk? Ons moet getuig. Nou net na dit daar in vers 26 is daar nogal, ons lees nou baie duidelik daar, die Heilige Gees sal van die Here Jesus getuig. Dit is baie duidelik wat hierdie teksvers sê. En dan sê vers 27 hierdie woorde, hy sê, en julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Nou, liewe vriende, as u vanoggend glo dat die Heilige Gees is uitgestort en dat ons as kinders van die Here vervul kan word met die Heilige Gees en dat dit nie net vir die disippels was nie, en dan glo u reg. En nou getuig die Heilige Gees van die Here Jesus en die disippels het getuig van die Here Jesus. Raai wat moet u doen wat ook glo dat die Heilige Gees ook u deel is? Ons moet ook getuig, dis ons werk. Dis wat ons moet doen, liewe vriende. Ons het nie iets anders om te doen nie. Jy weet, ons lees daar so in Lukas 1 vers 74 en 75, hy sê, dat ons verlos uit die hand van die vyande hom sonder vrees kan dien, in heiligheid en geregtigheid voor hom al die dae van ons lewe. Toe daar aangekondig is dat die Here Jesus gaan gebore word, wat is die rede? Dat ons verlos sal word en dat ons die Here kan dien. Hoor nou, sonder vrees die Here kan dien, in heiligheid en geregtigheid voor die Here. Al die dae van ons lewe wat ons hier op aarde is, dat ons die Here so kan dien dan ook. Liewe vriende, dis baie duidelik dat dit die opdrag van die Here is. Ons moet by mense uitkom wat die Here nie ken nie. In Matteus 21 vers 28 staan daar hierdie woorde. Hy sê, maar wat dink julle? 'n man het 2 kinders gehad en hy gaan na die eerste kind en sê, kind, gaan werk vandag in my wingerd.
Liewe vriende, dis die opdrag van God. Ons moet in sy wingerd werk. Kind van die Here, of u nou die eerste kind is of die tweede kind is, ek ken nie hierdie gelykenis. Die Here sê vir die eerste kind gaan, of die pa sê vir die eerste kind gaan werk aan my wingerd, en hy sê, nee, hy sal gaan. Maar hy gaan toe nie. En hy sê vir die tweede ene, gaan werk vandag aan my wingerd, en hy sê, nee, ek gaan nie. En hy kry toe skaam later oor hoe hy sy pa hanteer het en wat hy moes doen, en toe gaan werk hy in die wingerd. Nou vra die Here, watter een van die twee het my wil gedoen? En die een wat gaan werk het in die wingerd. En nou, liewe vriende, die Here wil hê u moet dit doen. Kind van God, u moet besig wees met siele. U moet besig raak en besig wees met siele. As u nie besig is met siele nie, moet u hoor, u gaan geestelik agteruit gaan. Die oomblik wat jy op jou eie dinge fokus en met jou eie dinge besig is, jy gaan geestelik agteruit, want jy doen nie die wil van God nie. En as jy nie die wil van God uitvoer in jou lewe, liewe vriende, gee jy vir die duiwel vatplek in jou lewe, en dis nie lank nie, dan gaan jy in een of ander sonde val. 'n kind van God moet besig wees met siele. As jy besig is met siele, liewe vriende, het ledigheid nou nie, die duiwel se oorkussing is nou nie so van toepassing op die lewe dan nie. Maar jy mooi hoor, as jy nie besig is met siele nie, is ledigheid nog al 'n lekker vatplek vir die duiwel. So kom ons doen die werk van die Here. Eerste ding wat ek vir u wil noem, liewe vriende, ons moet die werk van die Here doen, en die Here het ons krag gegee om die werk te doen. Eerstens, ons het die krag nodig, liewe vriende, om die werk van die Here te doen. In Lukas 24 vers 28 staan daar, en julle is getuies van hierdie dinge. En dan in vers 49, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. En hier is nou 'n groot ding wat vir baie kinders van die Here moet oopgaan hierso. Toe die Here Jesus, nadat hy opgestaan het, liewe vriende, nadat hy met die disippels gepraat het, is dit nog steeds die wil van die Here, julle moet my getuies wees. In die begin, toe die Here vir Petrus hulle geroep het, het die Here gesê, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Dis wat julle moet doen. En dis goed. En liewe vriende, en hulle het probeer, en partykeer het dit goed gegaan, en partykeer het dit sleg gegaan, en inteendeel, hulle het later ervaar, jong, ons het meer neerlaag as wat ons oorwinnings het op geestelike gebied. En hulle kon daai duiwel nie uit hierdie man uitdryf nie, en die Here kom daar, en die Here dryf hom uit, en ons sê, hoe gebeur dit? Hoe gebeur hierdie dinge? En die Here sê, weens julle ongeloof. Julle het nie genoeg krag nie, julle is nie sterk genoeg nie. Maar toe die Here hulle herstel het, liewe vriende, en hulle in die regte verhouding met die Here is, nadat die Here opgestaan het, gee die Here vir hulle hierdie opdrag, voor julle uitgaan om met siele te praat, moet jy die krag van God hê. Jy moet vervul word met die Heilige Gees van God, jy moet. En julle moet daarvoor gaan wag. En eers as julle dit ontvang het, dan gaan julle uit en julle getuig. En liewe vriende, en hulle het dit net so gedoen. Hulle het gaan wag, en toe hulle gewag het, en toe hulle vervul word met die Heilige Gees, dadelik het hulle begin om te getuig. En ons weet, die Bybel sê, daar het so 3000 mense, min of meer, tot bekering gekom. En liewe vriende, dit is sekerlik baie verkeerd as u dink, u gaan in u eie krag probeer om siele te wen. Dank die Here, u hoef dit nie te doen nie. So elke mens wat sê, ek is te bang, dis oor die ek so groot is in jou lewe. En hierdie ek moet nou doodgemaak word, en al hoe hy doodgemaak word is, jou hart moet gereinig word, jy moet vervul word met die Heilige Gees. Dan, liewe vriende, het jy die krag van God in jou lewe. Dan is dit deur God se krag wat jy opstaan en met iemand praat. Dan is dit deur die krag van die Here, wat jy met iemand die woord van die Here deel, wat jy vir iemand bid, en daar's krag in. En dis wat die Here wil hê wat moet gebeur. Jy sien, ons het die krag nodig, liewe vriende, so die klem word nie so seer gelê op die wag nie. Ja, gaan wag in Jerusalem. En dikwels mag iemand dalk so bietjie mislei word deur die duiwel om te dink die wag. Ons bid nou so en ons wag nou so. Dis nodig. Maar hoor nou, die klem is nie die wag nie, die klem is dat jy krag ontvang. Dis die klem. En u moet die Here sekerlik daarvoor gaan vertrou. Liewe vriende, hoe kan ek op die Here gaan wag en ek weet nie wat ek moet kry nie.
Ek moet weet dat ek die krag van die Here ontvang, sodat ek die werk van die Here kan doen, liewe vriende. Die Here ken die werk. Hy weet die mense aan wie die evangelie oorgedra word, is vyhandig, is nie goedgesind teenoor die evangelie. Hy weet dit, want die Here het dit self op die aarde ervaar. Ons het dit gelees daar vanaf vers 19 tot by vers 25. Het ons dit gelees. Die Here het dit geweet. Hy ken die werk. En dan ken die Here ook die duiwel en sy taktiek en sy aanslae. En die Here ken al hierdie dinge. En oor hy dit ken, sê hy vir die kind van die Here, jy het krag nodig. Gaan wag. Sodat jy vervul kan word met die Heilige Gees. Efesiërs 6 vers 12 sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Liewe vriende, dis waarom jy God se krag in die lewe nodig het, om die duiwel te kan teëstaan. Want daar gaan kere kom, tye wees, liewe vriende, wat jy met iemand anders die evangelie wil deel, en hoor nou, Petrus hulle, Johannes hulle, die disippels, nadat hulle vervul was met die Heilige Gees selfs, het op 'n plek gekom in Handelinge 4 en gesê, Here, let op hulle dreigemente, Here, ons is bang oor die dreigemente wat hulle gee. Help ons. En wat het die Here gedoen? Hy het hulle weer vervul, meer krag gegee, en hulle was die getuies. U sien, liewe vriende, die Here weet, die duiwel gaan jou bang maak. Die Here weet, die duiwel gaan jou probeer kry om sonde te doen. Die Here weet, die duiwel gaan probeer, hoor nou 'n derde ding wat hy gaan doen is, hy gaan probeer om jou te kry, om jou offer, wat jy aan God gebring het, van die altaar af te haal. Jou offer wat jy na die Here toe gebring het, my alles is op die altaar, Here. O, my werk, my plesier, my man, my kinders, ek self, Here, is op die altaar. My tyd, my geld, my alles, my talente, Here, al hierdie dinge is op die altaar. U is eerste in my lewe, al die dinge in my lewe moet rondom U draai. En het hierdie oorgawe aan die Here gemaak, en dan kom die duiwel en hy probeer vir u op 'n plek kry om ietsie van daai altaar af te haal. En nou haal ek dalk my tyd af, of my gemak haal ek af. En liewe vriende, en net daar is ek nie meer algeheel oorgegee aan God nie, en die Here kan my nie gebruik nie. En die Here wil hê, ons moet algeheel oorgegee wees. Ons moet besef, ons het die krag van die Here nodig, om die werk van die Here te doen. Die tweede wat ek vir u noem, liewe vriende, die krag is voorsien, ons moet nie wonder of dit daar is nie, dis daar. Om in ongeloof te sit en in vrees en in twyfel te sit is sonde. U moet sê, God het dit vir my gegee, die Here het dit tot my beskikking gestel. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Dit is voorsien, liewe vriende. En dan in Handelinge 2, daar in vers 16 en 17 staan daar, maar dit is die profeet Joël, wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. Die Here het dit sekerlik voorsien. Handelinge 10 vers 45 sê, hy sê, en die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is, liewe vriende. Die Heilige Gees is uitgestort, liewe vriende, aan elkeen, die krag is voorsien. Inteendeel, die Here het dit baie duidelik gemaak dat sy krag aan mense gegee word, liewe vriende. In Handelinge 2 vers 2 lees ons, hy sê, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dat dit die hele huis vervul waar hulle gesit het. Nou die juis, waarom het die Here hierdie geluid van mense, onthou nou net die geluid gehoor, al nou nie die rukwind gevoel en omgeval nie. So 'n verskil. Waarom die geluid van 'n rukwind, liewe vriende, oor die krag van wind wat daar was? Waarom was daar 4 tonge van vuur op hulle gesien toe hulle vervul was met die Heilige Gees? Dit spreek van hulle moes gereinig word, soos vuur in die Bybel 'n voorbeeld van is van reiniging. En nou hierdie rukwind wat die Here sê, en eintlik maar bevestig, die krag van God is daar, dis voorsien dat jy kan toeneem in die Here. Ons lees in Jesaja 59 vers 19, en hulle sal die naam van die Here vrees van die weste kant af en sy heerlikheid van die opgang van die son af, want hy sal kom soos 'n saamgeperste stroom wat met die asem van die Here aangedrywe is. As jy nou wil weet
wat die geluid van die geweldige rukwind was, is God self. Liewe vriende, en u wat nou dalk bietjie by die see was, en nou ja, as u op ander plekke ook was, en u het al gesien, as hy groot brander so breek, hy kom so aan. En nou moet jy een van twee prentjies nou, wil ek gou vir u stel. As hy groot brander so breek, liewe vriende, het jy al gesien as die wind van die strand se kant af kom en hy waai teen hy brander, dan waai hy sproei so terug. Is nogal mooi om te sien. En dit lyk mooi en so, maar iets wat nogal bietjie vrees by jou inboesem, is as hy groot brander so kom en die wind is agter hom. Dis 'n ander prentjie. As hy dan teen die rotse vaslaan, dit voel soos of 10 keer erger is. Nou sê die Here, kind van God, die evangelie brander moet breek oor hierdie wêreld van goddeloosheid. Maar die Gees van God moet ons aandryf. As hy ons nie aandryf, as ek nie hom oorgegee het dat hy ons aandryf nie, ag verskoon dat ek dit sê, dan sit sommer so 'n flou ou brandertjie. Wie van u het nou al so die bietjie body surf gedoen, dan vat jy so 'n golfie, dan ag sommer so, hoe sê ons vir die kinders, sommer sissie golf, hy doen niks, jy ry net op na gehaag nie. Maar jy hy een vat wat jy bietjie vir jou stoot, dis 'n ander saak. Liewe vriende, die evangeliegolf moet breek oor 'n goddelose wêreld en ons het nodig dat die werking van die Here sekerlik dit sal kom doen. Mag ons God kom vertrou. Mag jy opnuut vanoggend sê, Here, U moet my krag word. Ek kan nie op my eie aangaan nie, ek besef, ek kan nie. 'n derde wat ek vir u wil noem, liewe vriende, wil ek net vinnig met u deel. Wat is hierdie krag, liewe vriende? Hierdie om met die Heilige Gees vervul te word, wil ek weer beklemtoon met die doel om 'n getuie te wees. Geen ander rede, met die doel om 'n getuie te wees. Waarom? Wat is hierdie krag? Eerstens, liewe vriende, dit is geestelik. Ons lees daar in Lukas 24 vers 47 en 48 en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Nou kom ons werk gou net agtertoe. Vers 49 sê ek stuur die belofte van die Vader op julle. Na wie verwys dit? Die Heilige Gees wat sal kom. Dis wat die Here Jesus hierso sê. En nou, vers 48, omdat die Heilige Gees kom, gaan julle getuies kan wees. Dis die rede hoekom jy getuie kan wees. En dan, liewe vriende, vers 47, en waarvan gaan ons dan getuig? Dis wat vers 47 sê, van bekering. Ek het tot bekering gekom, die Here het my siel gered. Vergewing van sondes, die Here het my verlos van, man, noem die sonde. God kan die verlos en vergewe daarvan. Liewe vriende, in ons eie minde is daar mense wat kan getuig van allerhande verskriklike sondes, waarvan die Here hulle verlos het. Hulle is nie meer daaraan vas nie, hulle is nie meer skuldig daaraan nie, dit heers nie oor hulle lewe nie, hulle is verlos, hulle is vrygemaak van die Here. En waarom? Omdat die Here Jesus dit vir hulle kom doen het. En dis hiervan waarvan die kind van God moet getuig. Liewe vriende, ek hoef nie vir mense uit te gaan in die strate en vir mense te probeer oortuig. Die Bybel is waar nie. Dit is nou maar jou saak wat jy wil glo of die Bybel waar is of nie, dra die gevolge van wat jy glo. En jy mag baie slimmer as ek wees nie, jy kan my uitredeneer met allerhande redenasies waar ek nie so vinnig kan dink nie. Maar ek kan een ding vir jou vertel, liewe vriende, ek kan jou vertel hoe die Here my siel gered het. En daarvan gaan jy niks kan sê nie, want ek weet wat God vir my kom doen het. En nou wil ek vir u vandag vra, liewe vriende, het u so getuienis? Sê die Here het my gered, hy het my verander, hy het my verlos. My lewe is nou oor die Here Jesus. Dis waaroor my lewe nou gaan. Ek moet daarvan kan getuig, liewe vriende. So hierdie krag, liewe vriende, is God se krag in die kind van die Here. Belangrik in die kind van die Here, nie in die mens nie, in die kind van die Here, om te vertel wat die Here vir u kom doen het, sodat ander tot bekering kan kom. Dis die krag. God gee u krag om te getuig, liewe vriende. Die krag is nie om allerhande snaakse dinge aan te vang nie, liewe vriende. Verskoon dat ek dit sommer nou sê, nee, moet my nie verskoon nie, ek bedoel dit. Dis nie om te sê ek het in tale gepraat nie. Dis nie die krag nie. Die krag is nie om allerhande sogenaamde wonderwerke te doen nie, lief. Dis nie die krag nie. Die krag is om te kan getuig van wat Jesus vir jou gedoen het. Dis die krag van God. Dis geestelik.
En nou kom die duiwel in ons dag en hy mislei mense met die sensasie en al die dinge. En hulle dink dis wat ek moet hê. Nee, jy moet kan getuig wat Jesus vir jou kom doen het. Dis wat die Here wil hê wat ons moet doen. Liewe vriende, en dan moet ek verder net vir hierdie volgende sê, hierdie krag is nie geldkrag nie, liewe vriende. In die wêreld, liewe vriende, as jy geld het, kan jy dinge doen, hè? Jy kan dinge doen. En dit is so dit werk in ons wêreld. Maar hoor net, Handelinge 3 vers 6 sê, maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, gee ek in die naam van Jesus Christus nie, Nasareëner staan op en loop. Hierdie krag is kragtiger as geldkrag, liewe vriende. Vir al die geld in die wêreld kon niemand daai lamman laat loop nie. Niemand kon dit laat doen nie. En Petrus hulle sê, ons het ook nie die silwer en die goud om vir jou te gee, om dan wat se ou toe te gaan, laat hy kan probeer om jou te loop nie. Maar iemand ken ons, die Here Jesus, in sy naam, staan op en loop. Geestelike krag. Dis die krag wat daar is, liewe vriende. Dis waarop die kind van die Here steun. Nie op die vermoë van die wêreld nie, maar op die Here steun ons dan ook. En dan, liewe vriende, moet ons ook sê, hierdie krag is nie intellektuele krag nie. En ons lees in Handelinge 4 vers 13, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en hoor nou, en verstaan dat hulle ongeleerde, eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle, en hier is die mooie saak, as metgeselle van Jesus herken. Liewe vriende, dis nogal jammer dat dit 'n ding is wat die kerk ingeslyp het. Ek praat van kerke oor die wêreld heen. Intellektuele krag. En dit is jammer, liewe vriende, dat daar soveel mense in die wêreld vandag is, as jy 'n bietjie met hulle begin praat oor hulle siele, dan sê hulle, luister, ons het 'n professor wat daar by ons preek. Ons het 'n dokter in teologie. En dan haal hulle aan, liewe vriende, en wat hulle nie weet nie, is hierdie professors en dokters in teologies ontken dat daar 'n hel is. Men, as jy nie so 'n basiese ding in die Bybel kan raak sien, hoe wil jy 'n professor vir dokter wees van wat? Van die duiwel is jy. En wat my bekommerd maak is, liewe vriende, dat mense beïndruk word in ons tyd deur intellektuele krag, terwyl mense geen geestelike krag het nie. Ek het groot geword, liewe vriende, in hierdie kerk. Dankbaar daarvoor. En as klein seentjie, wanneer ek moes opkyk, liewe vriende, na die ooms en die tannies en die ander predikante in hierdie kerk, weet jy wat is dit wat my altyd geraak het? En dank die Here vir die wyse waarop ek groot geword het, is dat ek gesien het, hier is ons manne en vroue van God. Ek kan van kindsdae af van u vertel, van ooms en tannies, wat die Here so gedien het. Ek weet nie hoe slim hulle was nie, ek weet regtig nie of hulle eers matriek gemaak het, ek weet nie, maar dat hulle die Here gedien het, en dat die Here hulle gebruik het, dit kan ek daarvan vertel. En liewe vriende, moenie laat die duiwel jou vang om die klem te laat val op intellektuele krag nie. En nou sê ek nie, kinders van die Here is dom nie, ek sê glad nie dit nie. Paulus was 'n baie slim ou en ek dink van die ander persone, Lukas was 'n dokter geweest, daar was slim manne, liewe vriende, maar hulle het nie een gesteun op hulle intellektuele vermoë nie, hulle het absoluut gesteun op God se krag. En dit is waarop ons sekerlik moet steun dan ook. So, liewe vriende, ons moet maar net dit weet, hierdie krag is nie, wil ek 'n derde ding net vir u noem, is nie 'n magsposisie nie. Party, liewe vriende, dink oor hulle in een of ander posisie beklee. Nou as jy sekere posisies beklee, jy seker mag. Jy weet mos nou, as jy nou hier so in die straat afry, en dan kom iemand met so blouerige klere aan, en hulle tel hy hand so op. En as daar iemand ander daar aankom, liewe vriende, en kom ons sê maar, het rooierige klere, en hulle tel hy hand so op, vir die een gaan nie stop, en die ander gaan nie beslis nie stop. So, liewe vriende, nou kom het hierop neer, dis nie 'n magsposisie nie. Die oomblik as ek gereinig word en vervul is met die Heilige Gees, het ek nie mag oor mense om hulle te beheer of dit, of ek is iets besonders of iets meer nie, inteendeel, nee, Here, hy wat die meeste wil wees, word 'n diensknegt. Jy dien die Here, dood eenvoudig. En nou geld dit, kan ek gou vir u vra, geld dit vir die dominee ook? Ja, beslis. Geld dit vir die kerkraad, liewe vriende? Ja, beslis. En nou gaan ek u vra, geld dit vir u as kind van die Here ook? En liewe vriende, weet u,
As ons so aan die Here oorgegee is, dink net hoe wonderlik dit sal wees. Liewe vriende, dit gaan altyd net oor hierdie een saak, dit gaan oor God se eer. Ek wil vinnig net die volgende vir u noem, liewe vriende. Die vierde is, hoe word hierdie krag ontvang? Wel, u moet weet van die ondervinding van redding, en dan moet u weet van 'n ondervinding waar jy op 'n krisis in die lewe gekom het, en die Here vertrou het, Here, reinig my hart, vul my met die Gees. En iemand kan getuig, my lewe het verander. Na redding het hy my lewe verander. Na vervulling met die Heilige Gees, daar is 'n verandering in my lewe. U sal weet, liewe vriende, u moet weet van hierdie twee ondervindings. U moet beslis weet, dan sal hierdie krag in die lewe teenwoordig wees. U moet daarvan weet. Dit kom nie op 'n ander manier nie, liewe vriende. Daar's 'n sonde-oortuiging. Toe ek ongered was, liewe vriende, die Here my oortuig, die Heilige Gees my oortuig, dat ek nog 'n kind van die duiwel is, dat ek op pad hel toe is. En daarom het ek geweet, net Jesus kan my red, en ek hom gevra, Here, red my, ek wil U dien. En die Here het my verander, en ek het hom gedien. Nou as kind van die Here word ek oortuig van 'n onrein hart binne in my. En ek word oortuig van my onbekwaamheid en hoe ek nie tot eer van die Here lewe nie, lieve vriende. Ek word oortuig van hierdie onreinheid en ek het nie die krag van God in my lewe nie. Ek bid en dan gebeur nie iets nie. Ek praat en dan gebeur nie iets nie, lieve vriende. Ek is oortuig van my kragteloosheid, van my onreinheid. En ek kom op 'n plek om die Here te vertrou, my te verlos. By redding vertrou die Here, hy verlos my van die duiwel se mag, en ek word 'n kind van God. By hartsreiniging kom ek in die Here, verlos my van my onreine hart. Romeine 7 praat van die sonde wat in my woon, die inwonende sonde. Die Here reinig my van hierdie onreinheid, want as hy my nie daarvan reinig nie, is ek nie in staat om 'n algehele oorgawe aan God te maak nie. Dis hoekom dit nodig is om gereinig te word daarvan. En ek as kind van die Here weet dit, Here, dis nie net dat die eie ek nie. Hierdie eie ek is maar 'n beskrywing van die onreinheid wat binne in my is. En ek moet hiervan verlos word, ek moet skoongemaak word hiervan, sodat die Heilige Gees volle beheer van my lewe kan kry, dat ek in staat kan wees om 'n algehele oorgawe te maak. Dis dit wat die Here kom doen. En hoe gebeur dit? 4, ons plaas ons geloof nie in mense, nie in dit, nie in myself, in Jesus, wat aan die kruis vir my sy bloed gestort het, in hom alleen. Hy moet die verandering bring. Hoor nou, lieve vriende, hy moet die verandering bring. Net hy kan. Nie ons eie pogings nie. En dan in 5de opsig, u sal weet van 'n verandering, lieve vriende. U sal nie wonder. U sal nie wonder of jy gered is nie, u sal nie wonder of jy vervul is met die Heilige Gees nie, jy sal dit weet. Met die vervulling met die Heilige Gees, jy sal die krag van God in jou lewe merk, jy kan net getuig. En dan, lieve vriende, Lukas 11 vers 13 sê, as julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. En dit, al die kom hier en die vra dit vir die Here in geloof en gebed. En God doen dit. Dan, lieve vriende, wil ek ook net so afsluit met hierdie saak. Hoe word hierdie krag aangewend, lieve vriende? En Lukas, ek wil hierdie teksvers vanoggend gebruik, Lukas 19 vers 13 sê, en nadat hy 10 van sy diensknegte geroep het, gee hy aan hulle 10 ponde en sê vir hulle, dryf handel daarmee totdat ek kom. Kind van die Here, God het die Heilige Gees gegee om ons aan ons sekerlik in staat te stel om getuies te wees, en nou sê die Here, dryf handel daarmee. Liewe vriende, sê nou hulle sou 'n kompetisie na vore bring, en hulle sê, jong, die wenner van hierdie kompetisie gaan 20 miljoen rand wen, die wenner van hierdie kompetisie. Die kompetisie is die volgende. Hulle gee vir jou 150 rand en jy het 'n weekkans. En die een wat na die week die beste produk vir 150 rand na vore kan bring, dit wat jy die beste kon doen met 150 rand. Of dit nou meer geld gaan maak, of wat, die een wat die beste ding na vore kan kom, die ene gaan daai 20 miljoen wen. Sal jy die kompetisie aanvaar? Ek wil nie die dames vra nie, ek dink die ander sal almal opgaan. Sal jy die kompetisie aanvaar, liewe vriende? Men het niks om te verloor nie, jy iets om te verloor, jy het niks om te verloor nie, jy kry 150 rand, as jy nie wen nie, jy daarom ietsie gehad. Maar dink wat jy kan wen.
En wat sal jy in daai week doen, liewe vriende? Wat sal jy in daai week doen met R150? Wat se navorsing sal jy doen? Hoe gaan daai selfoontjie se Google storie nie aangaan en wat kan ons doen met 150? Ons gaan dinge doen. Ouens bel, kontak maak, wat gaan die aandele maak? Ek weet nie wat se planne nie, ek weet self dit nie. Maar al hierdie dinge, jy gaan allerhande goed doen, liewe vriende, want jy wil hy geld wen. Nou kom die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en hy sê, ek gee jou nie R150 nie, maar die Heilige Gees, wat jou in staat sal stel om 'n getuie te wees. En eendag gaan die hemel, dan is daar wonderlike loon vir hulle wat siele wen. Ek dink jy weet dit. Kan ek dit vra? Weet die kinders van die Here dit? Dat daar loon is in die hemel as jy siele wen vir die Here. Nou wil ek vir jou 'n vraag vra, liewe vriende, is die loon wat God gaan gee meer as 20 miljoen werd? En nou gaan ek nog 'n ander vraag vra. Wie van het nou al ingeskryf vir die kompetisie en hoe ernstig is jy besig? Jy het nou gedink wat jy in 'n week sou doen. Met die R150, ek vra vir jy, wat doen jy nou met jou lewe? Wat 'n kort oomblik is, dis in die ewigheid wat wag. Wat doen ons? Liewe vriende, hoe word hierdie krag aangewend? En nou, liewe vriende, sê die Here sê dryf handel daarmee. Nou word daar gesê, in doing his business, we are to trade with his gift. Gift, nie gifts nie. Gift, die Heilige Gees. Om die werk van die Here te doen, moet ons in die Heilige Gees van God optree en doen. Daarmee moet ons handel dryf. Dan, liewe vriende, daar is krag in die naam van die Here. Ek wil hierdie teksvers net ook in die voorhou, Rigters 7 vers 20 sê, toe blaas die 3 dele op die ramshorings en breek die kruike en hou met hulle linkerhand die fakkels en met hulle regterhand die ramshorings om te blaas, terwyl hulle uitroep, die swaard van die Here en van Gideon, liewe vriende. En ons weet hoe hierdie 300 man daar geweldige oorwinning plaasgevind het oor hierdie saak net dood eenvoudig. Hulle het opgetree in die krag van God. En kind van die Here, daar's oorwinning vir u dan ook. Lukas 1 vers 17 sê, en hy sal voor hom uitgaan en die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders van die ongehoorsames, tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. Hier word nog verwys na Johannes die Doper, liewe vriende, maar hy sal uitgaan in die gees en die krag van Elia, om al hierdie dinge te doen, dat mense terugkom en terugdraai na die Here toe, en so het Johannes opgetree dan ook. Hy het die werk van die Here gedoen, liewe vriende. Hoe word hierdie krag aangewend, liewe vriende? Nie deur stil te sit en niks te doen nie, maar deur op te tree in die krag en in die autoriteit van die Here. Om op te tree met 'n ywer en 'n erns. Here, U wil hê mense moet gered word. U wil hê mense moet gered word. En U het my in staat gestel om dit te kan doen. En nie net my siel gered nie, U het my die Heilige Gees van God kom gee om dit te doen. En ek gaan afsluit, liewe vriende, gaan nie vir U vra, het U krag om U werk te doen? Ons almal weet wat die werk is. Ons moet siele wen vir die Here. Dis ons werk. Dis die kerk se werk. Die kerk se werk is nie om geld bymekaar te maak vir charity nie. Die kerk se werk is om siele te wen. Dis die kerk se werk. Dis ons werk. Nou wil ek by u hoor, het u krag om dit te doen? U weet mos nou in die wintermaand, as u nou u werk moet doen, en die griep slaan jou en jou kop is so toe, jy kan nie lekker sien wat aangaan, of jy nou op die rekenaar werk, of waar jy ook al werk, jy kan nie. Jy wil nie geraas om jou hê nie, maar jammer, jy werk met die kindertjies dalk al by die skool, en dis nou maar so, sterkte. En jy kom agter, ek kan nie my werk ordentlik doen nie, ek sukkel, dis 'n stryd om dit te doen, liewe vriende. Hoekom? Dood eenvoudig, ek het nie genoeg krag in my om dit nou te doen nie. En my gebed is vandag, dat u geestelik op so 'n plek sal kom om te sê, Here, ek is geestelik te swak. Ek het nie krag om hierdie werk te doen nie. En u moet daar kom, iewers in die lewe, u moet daar kom. En die wonderlike boodskap is dit, liewe vriende, die Here sê, maar ek het krag om vir jou te gee. As jy oorgee,
al gee hulle my toewy, het ek krag om vir jou te gee, en jy kan gaan getuig van wat ek vir jou gedoen het. Jy hoef nie oor allerhande ander dinge nie, ek hoef nie al die goed in die Bybel, jy getuig van wat ek vir jou gedoen het, hoe ek jou siel gered het, en ek sal dit gebruik, as jy bereid is om dit met ander te deel, ek sal dit gebruik, dat ander by God mag uitkom. Het jy krag om God se werk te doen, liewe vriende? Antwoord eerlik in die hart, en mag jy met die Here deurgaan. Amen. Kom ons buig die hoofde. Liewe vriende, ons gaan 'n gebed saam doen, en net voor ons saam bid, wil ek tog by u hoor, is daar enige een van u, of meer, wat vandag sê, Here, ek weet wat ek moet doen, maar ek het nie die krag nie. Ek wil die krag hê. Ek wil met u deurgaan. En ek wil vir vra, liewe vriende, wil u nie na afloop van hierdie diens 'n oomblik agterbly en die lewe met God opnuut regmaak, die Here kom vertrou. Glo dat jy gered is, dis belangrik. As daar iemand hier is wat sê, ek is nie seker, ek gaan self hemel toe nie, bly agter en kom vra. En ons bid saam. En jy maak seker dat jy kind van die Here is. Want die kind van die Here, dat u vandag kan sê, Here, ek het hierdie krag nodig, ek weet u wil dit gee, en ek wil 'n getuie wees, voor u kom, wil ek mense wen vir u. En mag die Here help. Kom ons bid dan. Ons dierbare Here, ons bid, dat mense in waarheid en opregtheid voor u sal buig, met u sal deurgaan. En Here, en dankie dat u nie net vir ons die werk duidelik omgee het nie, maar ook die instaatstelling, deur die wonderlikheid van die Heilige Gees van God, wat in ons is, en ons vervul, tot eer van die naam. En ons bid, Here, vir hulle, wat daar moet kom, en ons weet elkeen van ons, as die kinders moet daar kom, om so met u deur te gaan, maar dat hulle met u sal deurgaan, nie sal uitstel nie, nie na allerhande ander dinge sal kyk nie, maar waarlik op u sal steun, en dat u verheerlik sal word. Amen. Nou, lieve vriende, kom ons gaan die slotlied saam sing daar. Meer heiligheid gee my, meer gloed in my hart, meer troos en beproewing oor sonde, meer smart, meer steen op my land, meer trou op omlet, meer vreugde in arbeid, meer krag in gebed. Wonderlike gebed, kom ons sing tot eer van die Here. Meer heiligheid gee my, meer gloed in my hart, meer troos en beproewing oor sonde, meer smart, meer steen op my land, meer trou op omlet, meer vreugde in arbeid, meer krag in gebed, meer reinheid o skenk my, meer krag om te win, meer vryheid van bande, meer hemelse sin, meer vrug in die diens, Heer, meer werk vir die ryk, meer werksaam en heilig, Heer, meer gelyk. Gaan in vrede, as jy vrede het, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die een en elkeen. Amen.